Welkom by lesing 36, wat 'n wonderlike voorreg. Ons is nog steeds besig met gebed, maar ons gaan nou klaarmaak vir eers op hierdie reeks van gebed. Ons sal weer op 'n ander stadium dieper ingaan en dan gaan ons 'n bietjie kyk na die genesing, demoniese kragte en magte, hoe ons dit kan bind. En ek dink dit gaan 'n wonderlike dieper lesing wees. So ek sluit af vandag op lesing 36 met bid met gesag. En dit is baie belangrik dat ek en jy weet, en wanneer die Here kom en dan doen hy 'n beroep op my en jou as sy kinders om op te staan en ons plek in te neem in hom. So ons moet ons plek inneem. Die Here roep sy mense om oorlog te maak teen die vyand. So ons moet oorlog maak teen die vyand. As kinders van God is dit nie nodig om bang te wees. Ek wil jy moet nie in vrees lewe, bang wees vir die vyand nie. Maar voordat, nou moet jy baie mooi luister. Voordat ons met gesag kan bid, moet ons eers die salwing van die Heilige Gees ervaar in ons lewens. Nou gaan baie mense sê, maar ek het dit nog nooit ervaar nie, ek het dit nog nooit beleef nie. Want jy moet een ding verstaan, dit is slegs deur die salwing van die Heilige Gees dat ons bevoegd kan word om met die krag en gesag te kan bid. Met ander woorde, wanneer die Heilige Gees in ons is, die salwing van die Gees op ons is, hoor gou mooi, dan is daar nie plek vir enige ander volkheidjies nie, as ek dit so mag noem. Dan kan jy nie meer twyfel nie. As jy met gesag, met oorlogverklaring kom, as jy kom en jy weerstaan die vyand, as jy kom en jy glo wat die Here vir jou kan doen, as jy kom en jy het 'n gesagsstruktuur waarin jy vashou en inglo, kan jy nie nog twyfel nie, of kan jy nie haastig raak en vooruit gaan. Jy moet wag. Die salwing van die Heilige Gees maak dat ek en jy bevoeg kan word deur die krag en die gesag om te kan bid. Ons bid nie in eie krag nie. Ek wil vir jou sê, dalk is dit hoekom baie mense se gebede dalk waterloos is of kragteloos is, as ek dit so kan sê, dat hulle voel dat hulle nie iewers te kom nie, hulle glo nie in hulle gebede nie, hulle glo nie in hulle self nie. Want ek en jy moet begin besef dat God sy krag beskikbaar maak vir die wat in Jesus Christus glo. So hy gee dit vir my en vir jou. En ek gaan vir jou 'n paar sleutelverse gee. En hierdie is nie baie nie, ek wil dit net vir jou gee, hoe om met gesag te bid wat Jesus Christus aan my en jou gegee het. Ek wil jy moet iets hoor, hierdie is wat die Here Jesus Christus in ons gee. Dit is opgeteken in sy woord, dit is opgeteken deur sy woord en deur die Gees van die Here. Lukas 10 vers 19 kom hy dan sê, ek gee julle die wat, die mag, hoor mooi, om op slange en skorpioene te trap. Met ander woorde, die vyand is onder jou voet. Die vyand is onder jou voet. En oor al die krag van die vyand, hoor gou mooi. Ons kwoteer hierdie vers so maklik. Ons is so maklik om te sê, maar ek weet die Here gee my die mag om op slange en skorpioene te trap. Maar besef ek en jy, dat ek en jy die krag het om oor die vyand, met ander woorde, ek en jy die krag om die verslawing te kan breek, om die sigarette neer te kan sit, om die dobbelgees neer te kan sit, die geluksgod, om die welles te kan laat uitgaan, om ons oë, wat die vensters van ons siel is, oor ons oë te bid. Ek en jy het die krag oor die vyand, jy moet dit baie mooi hoor, en niks sal julle ooit skade doen nie. Daar is 'n baie mooi gedeelte, en ek wil dit gou hier vir jou lees ook, waar die woord kom, en dit is vir my so baie mooi, waar die Here kom en dan gee hy vir ons, hy sê, geen wapen wat teen ons gesmees nie, hoor, sal in werking kom nie. No weapon formed against you. Dis nie net iets wat ek en jy op 'n armbandjie sit nie. Dis nie net iets wat ek en jy dra in die hart nie. Dit is krag. Wanneer ek en jy iets doen, wanneer ons gaan, dan weet ons gaan nie met twyfel nie, ons gaan met die krag wat die Here ons gee. Daarom kom en dan sê, ek gee julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. Hoor wat sê Markus 16 vers 17, hy sê, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal julle wat doen, in my naam sal julle die duiwels uitdryf. Hoor dan, sal julle die duiwels uitdryf. Jakobus 4 vers 7, baie bekend, maar ongelooflik kragtig. Hy sê, onderwerp julle dan aan God, ervaar sy krag, kom onder die salwing van die Gees, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle al wegvlug. Paulus skryf in Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 18, maar ek wil net hier vir jou die kern uithaal, die volle wapenrusting van God. Ons bid die volle wapenrusting van God oor ons lewe elke dag. Ons moet dit hê, ons moet dit doen. Ons moet ons gedagte gevange neem. Ons moet op die woord staan in sy krag. 2 Korintiërs
10 skryf Paulus vir ons hier vanaf vers 3 op 5, ons geestelike wapens is kragtig deur God. Ons geestelike wapens is kragtig deur God. Wat beteken dit om met gesag te bid? Wat beteken dit? Baie gelowiges kom en dan smeek hulle dat die duiwel van hulle af moet weggaan of weggevat word. Maar die Bybel leer ons dat ons nie met Satan mag onderhandel nie. Ons kan nie met die vyand onderhandel nie. Ons het niks met hom te doen nie. Ons onderwerp onsself aan wie? Aan God. Ons onderwerp ons aan die hoogste gesag, die koning van die konings, en weerstaan die duiwel in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Ons gesag kom nie uit ons emosies uit nie. Daar moet jy baie versigtig wees. Wanneer jy ook bid met jou gesag en jou gesag en autoriteit neem, is dit nie uit emosies uit nie. Ek het nou al so baie kere, wanneer ek met berading sit en met mense praat, elke meerderheid van tye, ek dink nie daar gaan 'n week verby, waar 'n mens met mense nie praat, en dan kom jy agter hoe mense optree uit emosies nie. Ons ervaring, praat oor ons ervaring, ons mag nie ons gesag uit ervaring of ons stem toon, ons krag kom nie daaruit, of ons eie krag nie, nee, glad nie. Ons gesag kom uiteindelik uit Jesus Christus, wat alle mag, hoor. Die woord van die Here sê, Matteus 28, vanaf vers 16, 17, 18, hy sê, Jesus Christus het alle mag van hemel en aarde ontvang, en hy het aan ons oorgegee. Dit wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebonden wees. Wanneer jy in gehoorsaamheid aan Christus leef, mag ek en jy in sy naam optree. Is ek en jy ambassadeurs in Jesus Christus. Spreek ons deur gesag en krag die vyand aan, ons weerstaan hom. Ons onderhandel nie met hom nie, ons spreek sy werke aan, ons spreek sy leuns aan, ons weerstaan sy planne wat hy wil uitvoer. Daarom sê die woord weer, hy sê geen planne, no weapon formed against you shall prosper. Is dit nie mooi nie? Ek dink dit is baie mooi. Begin met aanbidding. Nou kom ons kyk. Ek wil jy moet iets verstaan vandag, dat die krag wat die Here ons gee is gratis. Dis 'n gawe aan die kinders van die Here. Dis mooi. Begin met aanbidding. Ek gaan gou deurhardloop. Eer God altyd eerste, ongeag die omstandighede. Hemelse Vader, ek loof en prys U. U alleen is die almagtige God. Jesus Christus is die koning van die konings, die Here van die Here. Aan U behoort alle eer en heerlikheid. Dan kom ek en jy en ons onderwerp jouself dan aan God. Onderwerp jouself aan God. Jakobus 4 vers 7, begin nie by die duiwel nie. Dit begin by onderwerp jou. Here, ek onderwerp myself, ek begin by myself, ek begin by U, ek begin by God. Jy bid, Vader, ek onderwerp vandag elke deel van my lewe. Elke deel, nie sekere dele nie, elke deel van my lewe. My gedagtes, my hart, my liggaam, my gesin en my bediening behoort aan U en U alleen. Dan trek ons die volle wapenrusting aan. Vandag trek ek die volle wapenrusting aan. Wat leer Efesiërs 6 ons om geestelik voorberei te wees? Onthou, ons worstelstryd is nie teen die vlees en die bloed nie. So ek en jy moet geestelik voorberei wees. Bid, ek trek vandag die gordel van waarheid aan. Ek trek die borsharnas van geregtigheid aan. Ek trek die skoene van die evangelie van vrede aan. Ek neem die skild van geloof op. Ek sit die helm van verlossing op. Ek neem die swaard van die Gees, die woord van die Here. Dis wat ek en jy neem. Kan ek gou vandag vir jou bemoedig, neem jou posisie in Christus in. Doen dit. Jy bid nie as iemand wat probeer om te wen nie. Ek wil dit nou vandag eintlik vir jou so sê, dit gaan nie oor ons is klaar in die wenkant, die Here het klaar die wêreld oorwin. Ek en jy is meer as oorwinnaars, dit weet ons. So daar is nie iets wat ek en jy moet probeer om te bewys nie. Jy bid as iemand wat reeds in Christus die oorwinning ontvang het, en dit is wat ons nie moet vergeet nie. Baie mense probeer bid dat hulle moet probeer om te wen. Ek en jy het al reeds die oorwinning gekry. Efesiërs 2 vers 6 sê, Efesiërs 2 vers 6 sê, ons is saam met Christus in die hemelse plekke. Gaan lees dit 'n bietjie. Bid met gesag. En nou spreek jy die waarheid van God se woord uit. Hierdie is baie belangrik. Byvoorbeeld, in die naam van Jesus Christus, wat doen ek dan? Verklaar ek dat die Here Jesus Christus oor my lewe is oor my lewe. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Hy beskerm my. Ek weerstaan elke aanval teen die vyand, elke aanval. Ek gebreek geen mag uit myself nie. Hoor mooi, geen mag uit myself nie, maar ek staan in die oorwinning van Jesus Christus.
Net deur hom alleen kan ek gered word. Net deur hom kan ek oorwinning kry. Net deur hom alleen weet ek wat die krag is wat hy my gee om die vyand te kan oorwin. Elke leuen wat teen my gerig is, verwerp ek. Ons moet dit begin doen. Ons weet die vyand kom geen leuen. Ons weet wat die Here oor ons dink en van ons dink. Elke vrees, hoor gou mooi, elke vrees onderwerp ek aan Christus. Elke gedagte wat nie gehoorsaam is aan Christus nie, bring ek in gevange. As jou gedagtes begin dwaal, as iets in jou gedagte kom, bind dit, bring dit in gevange. En dit is baie belangrik, want dit is nie gehoorsame gedagtes nie. En ek wil net iets hoor. Satan, jy het geen wettige aanspraak, hoor gou mooi, op my lewe nie. Geen. Want ek behoort aan Jesus Christus. Ek is deur sy bloed en sy bloed alleen. Ek staan vas in die bloed van Jesus Christus. Ek is duur gekoop deur die bloed van Jesus. Geen wapen, ek sê dit weer, geen wapen wat teen my gesmeer word, sal slaag nie. Jesus Christus is alleen die koning oor my huis. Klaar. Begin dan te bid vir jou huisgesin. Baie belangrik. Vader, ek kom en ek bid vir my huwelik. Ek plaas my huwelik. Moenie dink dat jou huwelik veilig is nie. Ek wil hê met iets baie mooi hoor. As jy 'n deur iewers oopmaak of jou gade of wat ook al, wil ek vandag vir jou sê, maak jy dit oop vir 'n groot gevaar. Want die vyand wag. Bid vir jou huwelik. Dis nie vanselfsprekend ons is kinders van die Here, nou gaan die Here net ons huwelik beskerm nie. Nee, dit is baie belangrik dat ek en jy moet bid vir ons huwelik. Ons moet bid vir ons kinders, baie belangrik. My kinders en my huis plaas ek onder die beskerming, Here, beskerm hulle volgens die woord van Psalm 91 en baie gedeeltes uit die woord waar U sê, U sal na ons kyk, U sal ons beskerm. Laat U engele rondom ons op 'n kamp opstaan, dat hulle skouer teen skouer staan, dat hulle ons bewaar teen die uithoeke van ons erf, dat hulle sal staan, dat hulle elke aanslag, elke wapen, elke woord wat teen ons gesmee is, dat hulle sal weerhou. Bid dit, dis dienende geestes, dis dienende wesens. Die Here gee dit vir ons, vir hulle opdrag om ons te beskerm. En ek en jy aktiveer dit deur die gesag en die krag van God, wanneer ons bid in Jesus naam. Here, ek bid nou vir vrede, laat vrede in hierdie huis heers. Ons behoort aan Jesus. Ons behoort aan U. En ons wil graag U goddelike vrede en vreugde hê. Die woord is die beste wapen, waarmee die vyand aangeval kan word. En ek en jy weet dit. Dis nie 'n geheim nie. God se woord is die beste wapen. Eindig dan met geloof. Eindig dan met geloof. Moenie jou gebed afsluit in twyfel nie. Dis baie belangrik. Want baie mense in oomblik as hulle sê amen, dan begin hulle te twyfel. Ons moet sê, dankie Here dat jy reeds besig is om te werk. Ek glo dit. Dankie. Dankie vir die woord wat waar is. Dankie vir Jesus wat reeds oorwin het. Dankie aan elke een, Here, ons behoort aan U. Baie belangrike beginsels. En ek wil dit gou vir jou leer. Gesag kom uit Jesus Christus, nie uit ons eie krag nie. Dit moet jy verstaan. Bid altyd volgens die woord van God. Bly nederig en afhanklik van die Here. Bly nederig en afhanklik. Gebruik nooit gebed om mense te beheer of om te manipuleer nie. Nooit. Moet dit nooit doen nie. Geestelike gesag word uitgeleef deur gehoorsaamheid, heiligheid en liefde. Die doel van gesag is om God te verheerlik en mense na Christus te wys. Bid eerlik. Bid opreg. Dis wat die Here sien. Die Here ken elke opregte hart. Nou ja, ek wil hê jy moet hierdie neerskryf. Doen my 'n guns wanneer jy jou opdrag en jou vrae beantwoord. Ek gaan vir jou 5 vrae gee. Beantwoord alle vrae volledig. Volledig soos wat jy dit kan doen. Leer daaruit. Maar doen my 'n guns of doen dit vir my en skryf vir my vraagie en skryf die vraag uit en dan antwoord jy daar. Kleer hom dalk in of highlight hom of onderstreep hom dat jy altyd kan teruggaan na dit toe. Die eerste vraag is: waar kom die gelowige se geestelike gesag vandaan? Waar kom die gelowige se geestelike gesag vandaan? 2. Wat beteken dit om jou eers aan God te onderwerp voordat jy die duiwel weerstaan? So skryf dit neer. Okay, skryf die vraag ook neer. Nou 2, skryf hom neer en dan antwoord jy. Wat beteken dit om jou eers aan God te onderwerp voordat jy die duiwel weerstaan? 3. Waarom is dit belangrik om die volle wapenrusting van God aan te trek? Hierdie is baie belangrik. Waarom is dit belangrik? Hoekom sal jy sê is dit belangrik om die volle wapenrusting van God aan te trek? 4. Wat is die verskil tussen bid in geloof en bid uit vrees? Hoe?
Nou moet ons gaan kyk. Wat beteken dit? En wees eerlik, ons moet dit skryf. Ons moet dit skryf, wat is die verskil tussen bid en geloof? As jy nou mooi geluister het ek so 'n bietjie raaklings aan dit geraak. In geloof en bid uit vrees. 5. Waarom moet 'n Christen altyd nederig bly? Waarom moet 'n Christen altyd nederig bly? Wanneer hy of sy met geestelike gesag optree. Waarom moet 'n Christen altyd nederig bly? Wanneer hy of sy met 'n geestelike gesag optree. En onthou, die doel van hierdie opdrag of opdragte is nie net om kennis op te doen of om jou kennis te verbreek nie, maar ook om te groei in 'n lewe van gehoorsaamheid. Dis baie belangrik. Dis vir my baie belangrik. Geloof en afhanklik van Jesus Christus. So ons bou nie net kennis op om dit met mense te deel nie, maar ons bou hierdie op en ons doen dit om te groei, om self te groei, om geestelik volwasse te word, vaste kosse in te neem, om gehoorsaam te wees en dan ook afhanklik te wees in Jesus Christus. Ware geestelike gesag word nie deur volume of emosies uitgeoefen nie. Okay, maar deur 'n lewe wat aan Jesus Christus oorgegee is, in ooreenstemming met sy woord en ons daarin te wandel, dat ons in die wil van die Here sal wees. Dankie. Ek sien jou weer by lesing 37, dan gaan ons 'n bietjie iets anders te behandel. Ek gaan met jou volgende keer dit deel. Geniet hierdie opdragte, geniet die woord van die Here. Tot weer. Amen.